Halleluja. 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 Loof die Here, o my siel, en alles wat in my is. Loof sy heilige naam. Ons loof U, ons eer U, ons prys U. Ons lig U naam op en ons verklaar vanmôre dat U is die groot en gedigte God hier in die midde van ons, Here. Ons dank U vanmôre dat U staan met 'n uitgestrekte hand, om U hand na ons toe uit te reik, Here, om ons aan te raak, om ons op te tel, om ons te genees, om ons te verkoop, om ons in ons gees weer aan te raak, Here. Ek loof U vanmôre vir wie U is. U is die groot God, die oneindige, die ewige, die onveranderlike God. U is vanmôre ons groot ek is. Here, Moses het gesê, toe hy vir hom sê, gaan. Toe sê, Here, wie gaan ek vir Farao sê? Wie is ek? En U het vir hom gesê, sê vir hom, ek is wat ek is. Vanmôre is U die groot ek is. U het nog nooit verander nie. U is gister, vandag en tot in alle ewigheid is U dieselfde God. Halleluja, halleluja. Ons loof U vanmôre, Here. U woord sê die dooies kan U nie loof en prys nie, maar ons wat in die lewe is, ons kan die Here ons God prys. Ons het rede om U te prys vanmôre. Ons het rede om U te loof vanmôre. Here, ons het rede om 'n koordans los te breek oor 'n groot God wat bemoeienis maak met ons. Ons verheerlik U vanmôre. Here, vanmôre gaan dit nie oor my nie, vanmôre gaan dit nie oor hierdie kerk nie, vanmôre gaan alles oor U. Alles gaan oor Jesus. It is all about Jesus. Ons wil die naam vanmôre loof en prys en oplig in hierdie plek. En ons wil verklaar, Jesus is die Here oor in beheer van ons lewe. Vroeger jare het hulle gesing, Jesus, take the wheel. Ek wil ook vanmôre sê, Jesus, I surrender all to You. You come and You take the wheel. You lead us. You guide us. You live right inside us. Come and inspire us this morning to the glory and the honor of Your name. Touching Jesus is all that matters. Word verheerlik vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. U kan sit vir 'n oomblik. Goed om U te kan welkom sê. Julle is voorwaar die dapper helde van Gideon, so waar. En dit is maar die begin. So ek wil nou net sê, as jy met so pas weggespring het, wanneer dit nou reën en wanneer dit nou winter is, dan weet ek, jy moet hier wees, want jy het nou vir jouself bewys. Gister het ek soos gewoonlik stuur ek maar so randomly vir my hartsmense boodskap uit, om te nooi na die diens toe, en ek sê, moenie laat die reën jou weggaan nie, want ek het gehoor, dit gaan soos 'n storm reën vandag. En toe kry ek die antwoord terug, en ek sê, that is my kind of sister. Pastoor, ek is 'n all-weather Christian. Prys die Here, kom ons gee vir haar 'n handeklap, ons is hier vanmôre. Dit het my gebless. Wie sal ons skei van die liefde van Jesus? As die hart reg is en die ywer is daar, dan kan dit haal en dit kan sneeu en dit kan storm en die wind kan waai en die storm kan blaas. Maar niks sal ons skei van die liefde in Jesus nie. Welkom, welkom, welkom. Dankie dat jy hier is. Ek is so bly dat jy nou nie vanmôre hier is om van my te kom sien nie. Want dan het ons 'n probleem. Dankbaar dat jy hier is om die woord van die Here te hoor. Hierdie, I'm just a messenger. And please don't shoot the messenger today. Okay? Ons het nog 'n praise report. Die een het nou vir my gevra om te doen, maar ek weet die persoon, sy sal met vrymoedigheid kom, want haar ma het nie bankkinders grootgemaak nie. So ek wil vra Madeleine, wil jy vir ons hier voor kom staan?
Daar's baie gebid vir Madeleine, sy was vorige week ook weer in die hospitaal, maar laat sy dit nou self vir u vertel. Dit is 'n voorreg om hier te staan vandag en om aan die Here alle eer te gee. Ek stap op pad met lobulêre karsinoma, HER2 positief, vir 6 jaar lank. Ek het hierdie jaar die ergste diagnose seker nog ontvang vanaf die dokters nadat toetse gedoen is. Dit was op 12 Februarie hierdie jaar. En ek kan vandag getuig dat ek, maak nie saak wat die uitslaa, wat die flikkertoets, ek weet nie of julle weet wat dit is, hulle noem dit 'n PET-scan, en die histologie verslae sê nie. Ek was op 8 April geopereer, 'n snit van 6 cm. Daar was vir my gesê dat die verslae wys dat die kanker in daardie area is en dat dit moet verwyder word. Gehoorsaam gaan ek vir die operasie en so wat 'n week terug is ek by my dokter en sy staan verstaan voor my en sy sê vir my, sy het my histologie verslag getrek, sy het die PET-scan verslag getrek, sy sê sy het weer daarna gekyk, maar sy kan nie glo nie, want die gedeelte wat sy uitgesny het geen kanker nie. En ek wil vandag alle eer aan ons Hemelse Vader gee, en ek wil vir julle bemoedig om vir julle te sê, dat daar krag in gebed is. En prys die Here vir hierdie genesing. Dankie. Prys die Here, ons God is groot, hy regeer. Dan kan mense nie verstaan, hoekom spring ek so hoog in die lug nie, want ek is opgewonde oor wat my God kan doen. Ons het van die begin af geweet, dit is wat die uitslag gaan wees, want Madeleine het daar gesit op 'n Sondag aan en 'n aanraking van die Here ervaar. Loof die Here aan hom al die lof en al die eer. Nou ek wil jy graag bedien met die woord van die Here. Mag die Here regtig elkeen van u se hart oopmaak. Ek sê weer, nie om te vir my te luister nie, maar ek is hier met 'n boodskap. Terwyl ek maandag besig is om te bid, druk die Heilige Gees dit op my hart, wat ek vanmôre met u wil deel, om te vra, wanneer laas het gesien, dit is die tema. Sê, wanneer laas jy geëet nie, wanneer laas jy koffie gehad, wanneer laas jy koffie of tee gehad nie, wanneer laas jy jou man vir jou ou buite in die bed gebring nie, wanneer laas, vra die Here my, het jy 'n ontmoeting met my gehad? En ons weet almal, dat die koms van die Here is nou baie nader, as wat dit nog ooit gewees het. En die van die wat met my saamstem, kan ek net nog 'n amen hoor, of 'n hand sien. Die koms van die Here is nader as ooit. Die tekens is daar. Ek weet nie, Pastor Beryl, wat moet die Here nou nog doen, dat mense gereed moet maak, of gereed moet wees nie, want Jesus se koms is voor die deur. En duidelik, dat ons in die tyd van Laodicense lewe, soos Openbaring beskryf, dit is die tyd, gaan lees dit in Openbaring, dit is die tyd van die geestelike lauheid, die geestelike afvalligheid, die geestelike luiheid, en ook die tyd, wat die laaste dae, soos wat ons sien, in 2 Timoteus 4 vers 3, as julle dit vir ons kan opkry asseblief, 2 Timoteus 4 vers 3, baie dankie. Ek is bederf met, so dit lyk asof ek iets moet doen om hom net aan te sit. 2 Timoteus 4 vers 3 sê, jy kan net saam met my lees, want daar sal 'n tyd wees, dat mense die gesonde leer nie sal verdra nie. Hulle wil nie meer die waarheid hoor nie, dit sê die woord. Hy sê, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, sal hulle vir hulle 'n menigte van leraars versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Is dit wat in hierdie tyd gebeur? Mense wil nie meer die waarheid van die woord hoor nie. Mense wil hoor wat hulle wil hoor
nie meer wil verdra nie. Ek praat van 'n tyd, vandat ek hier gekom het, ek is een van die dae, presies 'n jaar hier aangestel. U is so bly om dit te hoor. In die tyd, wat ek ervaar het, dit maak nie saak of dit pastoor Frikkie of pastoor Beryl, dit maak nie saak of dit pastoor Gavin of pastoor Dwayne gewees het, of dit pastoor Leanne gewees het, of wie dit gewees het nie, maar 'n gesonde leer gaan van hierdie kansel af uit na u ore toe. So jy sal nooit vir die Here kan sê, Here, ek het nie geweet nie, niemand het my gesê nie, ons is in die laaste dae. Dit is verseker die absolute waarheid. Ons sien dit, ons hoor dit, ons beleef dit elke dag. Nou daar is ongelukkig nie 'n goue middeweg nie. Of ons gaan na die een kant toe of na die ander kant toe. Daar's nie 'n middelpaadjie nie. Of ek is lou en ek is lui en ek is vol verskonings oor hoekom ek nie die Here ordentlik kan dien soos wat hy gedien moet word nie, of ek lewe in die opstandingskrag en ek is vol ywer en vol vuur en aan die brand vir God en vir sy werk en vir sy mense. Daar's nie twee 'n middelpad nie. En die een vraag wat by my opgekom het maandag, terwyl ek besig was met die Here, was wanneer laas het ons 'n aanraking van die Here op ons lewe geervaar? Ek vra wat die Heilige Gees my gevra het, wanneer laas? Weet jy, God is 'n uitreiker. Is altyd vir my makliker om in Engels te bedien as in Afrikaans, want uitreiker klink eintlik nie vir my persoon so goed nie. Maar God is 'n uitreiker. Hy's een wat steeds sy uitgestrekte hand na jou wil uitreik. Die bekommernis is vir my is, reik ons steeds uit na hom toe. Kom ons lees saam uit Hebreërs 4 vanaf vers 14 en 15 en weer eens in die Engels is dit net meer verstaanbaar. Hebreërs 4 vers 14-15. Hy sê terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deur gegaan het en daardie hoëpriester se naam is Jesus. Die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek was, net soos ons, maar sonder sonde. Dan sê die woord, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Wow! Wat 'n kosbare hoëpriester is dit. Vers 14 in die Engels sê, ek gaan dit sommer net so vir julle lees, hy sê, for we do not have a high priest which cannot be touched by our infirmities. I would like to talk to you this morning about the touch of the King. And I want to say this morning, God can still be touched. When you reach out to Him, He will reach out to you. Ons het vroeër jare gesing, reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy. When He hears your heart's cry, He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Ek het op 'n keer, ek het gelees, dat gedurende die laat 1930s, 1940s, het 'n man met die naam, hy was 'n sielkundige gewees, met die naam van René Spitz, het 'n gevalle studie gedoen oor iets wat gedurende die oorlog gebeur het. As gevolg van die oorlog, sê hy, was daar duisende babas wat weesgelaat is. Hy praat in sy boek, hy sê, hundreds of thousands of orphans. Klein
En as gevolg van die feit dat daar so baie babas weesgelaat is in weeshuise, was die weeshuise totaal en al in daardie tyd in Amerika oorbevolk gewees. En ek lees, hy sê dat hulle 1 verpleegster toegeken vir elke 7 babas. Basies, wat hulle voor tyd gehad het met die babas, is om hulle doeke om te ruil, om hulle te voer, om hulle te bak en om hulle aan te trek. Elke dag en nag, skofte gehad, het hulle dit 'n outomatiese taak geraak. En hierdie man sê in sy navorsing, hy sê, so they noticed that these babies who never received real attention or affection, never been picked up or reached out to. Yes, they were clean, yes, they were fed, but still they were left unto themselves. Is dit nie tragies nie? Sê nie as jy moet dink, klein Senzo moet net daar lê. Hy word gevoer, sy doek word omgeruil, hy word aangetrek en hy lê daar. Ek weet hoe koer die familie rondom hom. Ek weet hoe koer die familie rondom Alia. Maar imagine dit, dat daar lê daar die babietjie net. Geen aanraking van, hallo, jou pragtige ou dingetjie, jy's ou as 'n poppie nie. Hy sê, they were just left to themselves. Is dit nie sad nie? En hierdie sielkundige, wat die navorsing gedoen het, hierdie studie, hy het agtergekom dat die caregivers wat moes omsien na die babas, na hierdie weeskinders, behalwe dat hulle gebad en gevoed en geklee was, there were no physical touch whatsoever from the caregivers. Dit is 'n treurige saak. Nie 'n bietjie vertroeteling nie, nie 'n drukkie nie, dag na dag, maand vir maand, lê daar die babatjies daar. Hy sê eers, was die babas baie rusteloos gewees, en hulle het onophoudelik gehuil. Hulle het, as mense verbykom, het hulle armpies uitgestrek, en natuurlik, wou hulle gehad het, iemand was net optel, en 'n bietjie vasdruk, maar niemand het na hulle uitgereik nie, om hulle enigstens 'n bietjie te vertroetel nie. Nou die man skryf in sy boek, hy sê na 'n ruk, en ek kom by my punt, en in die hele oggend oor baba spreek nie. Na 'n ruk het iets interessant gebeur. Maande gaan verby, en die babas het skielik net opgehou met huil. En hulle het skielik net begin stil word. En tragies het daardie babas net op hulle eie, net eenvoudig weggekwyn en doodgegaan. 39% van daardie babas het net opgehou om te lewe. Is dit nie sad nie? Hy sê, they died for no physical reason. They did not die from starvation. They did not die from sickness. They did die from a lack of a physical touch. En hierdie studie het een ding bewys, dat mense is aan mekaar gesit om een of ander tyd net aangeraak te word. Hulle het in hulle studies bewys dat sonder aanraking die menslike liggaam ook net begin kwyn. En ons het al baie gesien, veral pas op bejaardes wat vir jare en jare saam gewees het en skielik is die lewensmaat net weg. As daar nie iemand is wat aandag gee nie, as daar nie iemand is wat net kom en bemoedig nie, dan kwyn hulle weg en gou, dan is hulle saam met hulle lewensmaat aan die ander kant. Die menslike liggaam begin wegkwyn. And it is proven without the touch, the human body would just shut down and die. So wat sê dit vir my? Wat sê dit vir u vanoggend? As dit in die natuurlike so kan gebeur, dat mense kan sterf sonder 'n fisiese aanraking, hoeveel te meer sterf ons dag by dag geestelik sonder enige aanraking van die koning van alle konings, Jesus Christus. Ek wil vanmôre vir u sê,
dit is nie net genoeg om op Sondag kerk toe te kom nie. Dis reg, ja, dit is glad nie verkeerd nie, maar ons het 'n aanraking van die Here nodig. Vanmôre terwyl ek hier staan en Adrie speel, touching Jesus is all that matters. Toe dink ek, Here, hoeveel van ons besef eintlik nou wat is ons besig om te sing? Sing ons maar net omdat sing is, touching Jesus is all that matters. Dit is nie genoeg nie. Ons het 'n aanraking van die Here nodig. Ek sê weer, ons lewe in die laaste van dae. Tyd vir kerkspeel is verby. Ons kan nie langer maar net stil sit en passief wees nie. Dit is nie genoeg dat ons op 'n Sondag gou 2 vinnige koortjies en 2 stadige koortjies kom sing. As ons nie persoonlik op 'n gereelde basis self die aanraking van die Here ervaar nie. Hoe kan ons so apaties wees? Ons het onderwysers hier vanmôre. Pastoor, wat sê dit is apaties? Kan 'n mens dit eet? Kom kry sommer nou jou Afrikaanse taalkundige les gratis, no charge, vanoggend. Apaties, wie weet wat beteken apaties? Wie weet wat beteken apaties? Mag nie hand opsteek nie. Wie weet? Adrie weet. Nou is ek reg, Adrie. Apaties beteken om onverskillig, gevoelloos, lusteloos, eenkant te wees. Ag, ek worry nie. Gebrek aan emosie, gebrek aan motivering, gebrek aan belangstelling. Iemand wat apaties is, toon min reaksie op gebeure of aktiwiteite wat normaalweg vir ander mense baie opwindend is. Is ek reg, Adrie? Nog so ver. Het jy ook skool gehou? Gebrek aan emosie, 'n gevoel van onverskilligheid of dit worry my net niks. Motiveringloosheid, nie lus of energie om dinge te doen nie. Onbetrokkenheid, dit word gebruik om 'n houding van, ag wat, dit maak nie saak nie, te beskryf. Lusteloos, onverskillig, gevoelloos, passief, traag, dit is wat apaties is. En ons kan nie so in die teenwoordigheid van die Here inkom nie. Ons kan nie so in die teenwoordigheid van die Here inkom, wanneer God wil hê, ons moet hom aanraak, sodat hy ons kan aanraak nie. He came down to my level, when I couldn't get up to him. Is dit nie waar dat ons die Here, God loof en prys, en ons allerbeste gee vir die koning van alle konings nie. Ek is so bly dat nie saam met my so opgewonde is vanmôre. Hoe kan ons van net kerk toe kom met geen verwagting om aangeraak te word deur die Here nie? En dan stap ons hier uit soos wat ons hier ingekom het. Klink dit vir u reg? Johannes, ek vanmôre by die regte plek. Here, help my. Wanneer laas het u? Ek moes dit self maar antwoord. Wanneer laas het u 'n ontmoeting met die Here gehad? Kan ek gou die hande sien enige tyd in u bedieningslewe vandat die Here u siel gered het? Het jy al 'n ontmoeting met die Here gehad al? So jy weet dit, u ervaar dit. Die dag toe die Here jou siel gered het, het jy 'n ontmoeting met hom gehad. Het sy nou of ek hier is en of ek in jou binnekamer is, my vraag is, wanneer laas? When was the last time that God touched you in your secret place? Not when you were fed at church. When was the last time that you felt a touch of God? Ek dink aan Berbasie. Jare gelede het hy vir ons hierdie grappie vertel, Berbasie Wessels, van die seun, mense wat in Stanford gebly het, wat baie vermoënde mense gewees het, baie trotse mense, en 'n ouetjie raak toe verlief op hulle dogter, en jy weet, as dit 'n enigste dogter is, en as 'n nuwe vriend, dan is hy behoorlik onder kruisverhoor, né? Okay, dit is hoe hulle in ons daar gedoen het. Waar is jou ma, waar bly julle, wat se werk doen jou pa, en so,
En die oom, maar die ouetjie was waarlik gered gewees. Hy was 'n kind van die Here. So die pa sê vir hom, nou sê nou vir my, het jy Stellenbosch deurgekom? Toe sê hy, nee oom, ek het sommer by die Brandbos deurgekom. Dit is die Brandbos ervaring, wat jou lewendig hou, wat jou aan die gang hou, wat jou kragtig hou. Ek weet nie of jy 7 teologiese grade is, en of jy 'n major apostel is, of wat ook al nie, maar as jy nie 'n aanraking van God gehad het nie, is daar 'n probleem, dan is ons in die moeilikheid. Wanneer laas het jy met trane voor God gekom, en ek sê nou nie elkeen met 'n kraai by wie wees nie, maar wanneer laas het jy met trane voor God gekom, en ek vra u weer, vir die Here aan my gevra, Emilia, wanneer laas? Daardie babas, wat in die nursery was gevoer, hulle was gekleed, net soos u, wat elke liewe Sondag hier kom, u word gevoed, u word aangetrek met die woord, en hulle het op 'n dag, op hom met huil, op hom met lewe, weens 'n gebrek aan aanraking. Dit is geestelik van toepassing op ons, wanneer ons begin verskonings maak, om kerk toe te kom, wanneer ons liefde vir die Here begin afkoel, wanneer ons lou warm begin raak, wanneer ons onbetrokke begin raak, nie meer soek en nie meer smag na die aanraking van God nie, dan gaan ons geestelik dood. Ek vra weer, gaan dit nou klop keer hoor. Wanneer laas het u regtig waar 'n aanraking van God se hand ervaar? Ek sit in hierdie week van Vrydag met iemand in my kantoor, en die man vertel my met trane hoe die Here 'n pad met hom loop. Hy is blykbaar alleen. Hy sê in een aand sit hy sy worship musiek aan, en dit raak al begin donker raak, en musiek speel, en daar's geen lig aan nie. Hy sê nie oomblik as hy sy oë toemaak, dan is dit asof iemand met 'n skerp flitslig in sy oë skyn. En hy is besig om te worship. En hy sê dan maak hy sy oë oop, dan dink ek, wie het 'n flits op my geskyn? En dan besef die Here saam met hom daar in die vertrek, en die Here begin met hom deel, en hy het 'n aanraking met die Here soek, en ons almal getuig van ervarings waar die Here werklik met ons gewees het. We need a touch from our King. Wanneer laas het ons regtig waar kon sê, die hand van die Here is op my, reik ons nog uit na die Here toe, roep ons nog na hom, aanbid ons nog na hom, elke dag aanbid ons hom steeds in gees en in waarheid, soos wat die woord van ons vra. Too many times we come to church and we are too silent, not making an effort to connect with God at all. En ek sê weer, hartseer om te sê, ons stap uit met daardie deur, soos wat ons ingekom het, daar's nie 'n verandering nie. En dan sing ons, you won't leave here like you came, in Jesus' name, bound, tormented, sick or lame, cause the Holy Spirit of Acts is still the same. You won't leave here like you came, in Jesus' name. Maar dan stap ons maar net so weer uit. Want wie sê, daar's 'n verskil om te preek om wat preek is. En daar's 'n verskil om te preek met die aanraking, met die salwing, met die opstandingskrag. Dit is 'n verskil. Daar's 'n verskil tussen daardie aanraking wat God vir u sê. As jy deur die Brandbos gegaan het, dan preek jy anders as ander mense, maar dit kos 'n prys. Dit kos iets. Het ons nog 'n begeerte? Het ons nog 'n begeerte om deur hom aangeraak te word? Here, ek sal nie dien, ja, maar dit en dit en dit moet eers gebeur. Here, ek is in die nood, help my net hier uit, dan Here, dan beloof ek gaan nie dien. Here, maak my net gesond eers, dan Here, dan gaan ek nie dien. Ek dien God onvoorwaardelik, al gaan dit opdraand, al gaan dit afdraand. Ek dien die Here met alles wat in my is. En die weet, die gevaar is, hoe langer ons loop sonder 'n
raak gewoon om in ons gemaklike ou bootjie te kan sit. Pastor Beryl, ek sê dit vir u, ek is bekommerd oor die hedendaagse kerke. Ek is bekommerd in my hart. Ja, dis okay, jy kan maar kerk toe kom, daar, jy kan maar so af en toe maar net jou Bybel lees, jy kan maar net so 'n bietjie bid, maar weens begeerte om werklike aanraking van die Here te soek, is dit maar net 'n religious exercise, en ek wil sê, God help ons, dat dit nie in hierdie gemeente van Gansbaai gesê of gedoen word nie. Soms is mense so besig met allerlei dinge, wat geen waarde tot koninkrykswerk toevoeg nie. Baie mense is besig met die dinge van die Here, so besig dat hulle nooit by die Here van die dinge uitkom nie. En ek sê weer, Here help ons vanmôre, julle is baie stil. Ons raak besig, ons raak vasgevang in die dinge waarmee ons besig is, wat geen ewigheidswaarde het nie. Ons het die hart van die Here, ons het 'n aanraking van die Here in hierdie plek nodig, meer nou as ooit tevore. In die boek van Genesis, net om weer aangeraak te wees, toe God die mens gemaak het in Genesis 2, alles wat God gemaak het, die son, die maan, die lig, die sterre, die see, die bome, die gras, alles het tot stand gekom deur 'n woord, wat hy gesê het, laat daar, en daar was. Laat daar lig wees, en daar was lig. Alles het ontstaan deur die gesproke woord. Slegs een ding het God geskep deur sy aanraking. He created only one thing by a touch. My prentjie, my weergawe. Met alle respek, Vader God besluit, hier moet mense gemaak word. Hy vat stof. Ek glo, hy het neergekyk seker in 'n poel water, om te sien hoe hy lyk. En dat hy die afbeelding kan kry. En hy maak 'n mens na sy beeld. Is dit nie awesome nie? En hy blaas lewe in daardie mens. En 'n lewende siel het ontstaan deur God se vorming, deur God se aanraking. As dit nie vir u amazing is, dan sal ek net sê, wow God. Later besef God, nee, dit is nie goed dat hierdie ouetjie alleen is nie. En ons weet, hy het Adam laat slaap. Ek wil graag net 'n klein bietjie humor hier inbring voordat ek weer ernstig raak. Altyd wanneer ek by vroue konferensies kom, of by vroue kampe, en ons ken mekaar nie, dan doen 'n mens nog iets om die ys te breek. Dan het ek altyd hierdie ding, wat ek sê, manne, bly nog lief vir my asseblief, lief vir nie, lief vir die Here. Dan het ek altyd hierdie ding om te sê, ons weet almal, God het Adam geskape, ja, reg. En wat het God toe gedoen, want ek besef, hierdie Adam het 'n vrou in sy sy nodig om hom net 'n bietjie te help, reg. So toe maak God die man aan die slaap. Is ek reg? Sê die woord. En weet jy wat? Ek sê dit saggies. Moet ek dit sê? Die man slaap nog steeds. Want nêrens in die Bybel lees ek dat God die man wakker gemaak het nie. Maar God besef dat Chris, jy moet daar maar uithaal. Dis net om te sien of almal nog wakker en by is. Later het God Adam in die slaap gemaak en het besef, hierdie man moet 'n maat kry. Weet jy wat Adam slaap? God steek sy hand in sy sy en hy trek 'n stuk rib daaruit. Emilia 3 vers 6. En weer, deur aanraking, word 'n vrou vir Adam gevorm. En die heel eerste menslike ervaring van die mens was nie om God te
skryf in die boek, God stel nie belang in 'n religious gathering nie. Hy wil ons aanraak. Ons gaan nie kry wat ons nodig het op sosiale media nie. Ons gaan dit nie kry deur Kooikerk te kyk en die Bethlehem televisie kerkprogramme te kyk nie. Ons moet Kooikerk. The only thing we really need is a fresh touch from God. En dit kom alleenlik wanneer ons hom toelaat om ons aan te raak. Mattheus 24 vers 12. Hy sê daar, en omdat die ongeregtigheid vermeerder, sal die liefde van die meeste verkoel. Sjoe. Die Engelse vertaling sê, people will become numb and disconnected from God, as ons nie 'n lewende verhouding met die Here het nie. Onthou die preek van Pastor Gavin Buttress, wat hy gesê het, ons moet connected wees. Net jou boekie is geconnected en die plak is nie aan nie. Ons moet ingeskakel wees. Here help ons, dat ons nooit disconnected van U af raak nie. Maar die wonderlike nuus wat ek het vanmôre, is dat Jesus jou wil weer aanraak. Geestelik, mag jy vanmôre dalk leweloos voel, leeg voel, maar vanoggend is hier 'n salwing in hierdie plek, dat die hand van die Here jou weer kan aanraak, sodat jy anders hier sal uitstap, as wat jy hier ingestap het. Jesus, kom raak my net weer aan. Ek was so bewus van die Heilige Gees vanmôre. In die bidkamer was dit net ek of is daar ander wat het ervaar het. Ons het 'n aanraking van die Here in die bidkamer gehad en ek wil jou nooi, kom bid gerus maar saam. Jesus, kom raak my net weer aan. Raak my gees, raak my siel, raak my liggaam net weer 'n keer aan. Nie weet aan op die ou einde terug na Adam en Eva. Hulle het hulle bes gedoen om aan die einde van die tyd toch weg te hardloop van die Here af, maar luister mooi. God laat ons dit sommer nie net so maklik weghardloop nie. Hy roep, hy draai terug. Ek sou gedink het los hulle. Hy sê, Adam, waar is jy? En God was gereed om hulle weer aan te raak. Hy het geweet hulle het misluk. Dat die plan wat hy vir hulle gehad het nie uitgewerk nie. Hy het geweet hulle het opgemors, maar ek glo, hy het vir hulle gesê, kyk hier, ek haak dit nie weg van julle nie, maar ek gee 'n tree na julle toe, en as julle 'n tree gee na my toe, dan kom ek nader tot julle. Geen wonder dat die woord sê in Jakobus, nader tot my, en ek sal tot julle nader nie. Efesiërs 4, vers 19 beskryf, wat van Paulus in die laaste dae, ek sê weer, ons lewe in die laaste dae, hy sê mense, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee aan die gebondenheid om in hetsig, allerhande onreinheid te bedryf, ongevoelig teenoor mense, ongevoelig teenoor die samekoms van die gelowiges, dan voel jy het nie meer 'n begeerte, na daardie ongelooflike lofprysing en eer en aanbidding, wat God toekom nie. Ek sê weer, Here, help ons. Weet jy net die feit, dat die Here jou siel gered het, net die feit dat hy jou sondes vergewe het, en nooit meer daaraan dink nie, en dit in die diepte van die see gewerp het, net die feit, dat jou naam is opgeskryf in 'n boek, halleluja, in die boek van die lewe, en ons weet, dat ons is op pad na 'n plek toe, wat hemel genoem word. Daar is geen siekte, daar is geen trane, daar sal nooit enige dood wees nie. As dit jou nie vanoggend aanraak nie, dan is aan die Engels, soos die Engelse vertaling sê, you are past feeling. Niks roer jou, of raak jou hart aan nie. Nie die
sak of beweeg nie. Ek is jammer, as Jesus jou waarlik vrygemaak het, dan kan jy net nooit normaal weer aangaan nie. Dan, wat anders is jy geestelik dood. Dan is die seisoen waarin jy is dood. Sien jou doodheid te spreek nie? Dan is jou gebedslewe. Ek kan sommer gou sê, wat jy sê, dan weet ek sommer, jy het 'n binnekamer, jy spandeer tyd daar. Ek kan sommer gou sê, dis 'n man of 'n vrou, wat 'n gebedslewe het, wat 'n verhouding het, maar partykeer is ons prys mors dood. Ek is met vars vreugde olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Wauw! Kom asseblief vir klasse. Weet jy wat? Dit maak jou purpose dood. Jou begeerte om rein en heilig te lewe is dan afwesig. Wanneer ons toelaat dat die vyand ons lofprysing en ons gebed en ons lied en ons toewyding aan die Here begin steel, dan maak hy ons stadig maar seker, maak hy ons purpose en ons droom om vir God effektief te wees, maak hy dood. Dit kos iets. Dit kos tyd om die aangesig van die Here meer te soek. Maar halleluja, ek het sulke goeie nuus vir u vanmôre. Jesus het my gestuur om vir jou te vertel dat hy kan daardie doodsheid aanraak. En ek wil vanmôre sê, let God arise and the enemy be scattered in die naam van Jesus. It is time for you, it is time for me to arise in our spirit and to let God touch us with a new touch of fire. Send a new touch of fire on my soul, Lord. Send a fresh anointing, Lord, so that I can be the difference in Gansbaai. Toe ek 'n besluit gemaak het om Jesus te volg, toe ek van my knie af opgestaan het, en ek gesê het, Here, ek gaan U dien met alles wat in my is, en ek gaan nooit ooit weer terugdraai na die ou lewe waar ek gewees het nie. Ek gaan agter Jesus aan. Dit is wat die aanraking van Jesus kan doen. Daardie selfde Jesus, daardie selfde aanraking is daar vir jou. En ek sluit af met hierdie laaste gedeelte. Sê dit maar wat die Here my gedeel het. Martha en Maria is by 'n ete saam met Jesus. U ken dit mos, né? Wat het Martha gedoen? Ok, kom ek help jou. Martha was halleluja. Martha was besig in die kombuis. Martha kan my nie help nie, sorry. Martha was die ene wat gewerk het. Martha was besig in die kombuis. Sy was besig om hard te werk. Ek glo sy het sekere skaapbout en braaitappels en lekker groente gehad daarby. Sy soog haar af daar in die kombuis. Martha werk en sy raak geïrriteerd. Dis maar my version van hoe dit in vandag se tyd is. Want hier sloof sy haar af. En wat doen Maria? Maria sit hier by die voete van Jesus. Nou weer eens my weergawe. Martha, dink ek sal dit so gedoen het. Martha morrie onderlangs in die kombuis. Ek het ook 'n aanraking van die Here nodig. Ek het ook nodig om by die meester se voete te sit. Nou moet ek hierdie geleentheid mis, want ek alleen is so besig. Kyk vir Maria, hier sit sy by die voete van Jesus. Sy's besig om haar aanbidding vir ons uitstort. En aan ons dag dink ek seker, ek sal praat vir myself, sou seker gesê, Jesus, praat met Maria. Dis baie onregverdig. Sê sy moet opstaan en my kom help. Ek kan nie alleen alles doen nie. Maria, kom, jy staan al dadelik op daar en jy kom help my. Hoekom moet ek alleen hierdie werk doen? Jesus, sê vir haar sy moet kom. Maar watch,
self Martha. Ai. Vinnig hy geliefde en hy sê, Martha. Ken jy die liewe Marthaatjie? Jy's overoccupied met dinge van minder belang. Die King James Version sê, you are worried of a lot of things. Jou kop is op 'n klomp verskillende plekke om almal net rondom jou gefiks te kry. En jy is so besig, Martha, besig om in die geestelike kombuis te werk, dat jy nie eens kan onthou, wanneer laas was jy in die teenwoordigheid van die koning nie, dat hy jou net kan aanraak. En dan vra ek weer, wanneer laas? Weet jy waarvoor is ek bang? Op hierdie stadium van my lewe, dat ek sal raak soos daai klomp babetjies, waarvan ek in die begin gepraat het, wat net lewe en nie bestaan nie, sonder 'n aanraking op 'n per dag basis van die Here nie. My gebed van my hart is, Here, raak my net weer aan. Raak my aan, soos die dae, toe ek jong was, Here. Ek het niks gehad behalwe U woord nie, Here. Ek het nou nog steeds niks behalwe U woord om aan vas te hou nie. Maar daardie tyd, terwyl julle sal weet, daardie tyd het ons krag op krag aanrakings van die Here gehad. As ons nie 'n aanraking van die Here gehad het nie, het ons kos een kant toe gesit. Ons het gevas, ons kinders ken dit. As ons nie 'n deurbraak of 'n uitkoms gehad het nie, het ons gevas en ons het die aangesig van die Here gesoek. As die Here my nie deur sy groot genade aangeraak het met sy krag nie, met sy salwing nie, sou geen een van die wonderlike bedieningsgeleenthede wat na my kant toe gekom het in 'n tydperk van 40 jaar ooit gerealiseer het of suksesvol gewees het nie. Sou die Here my nooit gebruik het, en ek gee aan hom al die lof en al die eer. Sou die Here my nooit gebruik het, dat duisende siele na Jesus toe kon gekom het, binne en buitekant ons landsgrense nie. Vir siekes te kon bid en onmiddellik het hulle gesond geraak. Sonder God se aanraking sou ek 'n mislukking gewees het in diens van die Meester. Wat jy sien vanmôre hier is genade op genade. Dan kan jy verstaan hoekom is ek so ernstig. Ek kan ook lag, ek kan ook grappe maak, ja, maar vanmôre is dit 'n ernstige saak om te by U te vra, wanneer laas het jy 'n aanraking van die Here gehad? Wanneer laas het jy neergebuig en gesê, touching Jesus is all that matters. Ek soek niks buitekant die Here nie. As hy my nie aanraak nie, dan is ek verlore. Adrie, kan jy kom asseblief? Ek het afgehandel. Vorentoe, wat gaan jy doen met Jesus? Vorentoe, wat gaan jy doen met die woord wat vanmôre uitgegaan het? Vorentoe kan ons nie passief en onaangeraak deur die koning gaan nie. My vraag vanoggend, het 'n mond vol gehoor. Het jy nog 'n begeerte om aangeraak te word deur die koning? Vanoggend 4:00, terwyl ek besig is om te bid, en al die boodskappe wat almal oor 'n tydperk al hier gepreek het, en altyd sal ons sien, dit pas een of ander manier by mekaar in. Toe dink ek ons het Januarie afgeskop, dra my net nog 'n paar minute. Ons het Januarie maand afgeskop met God eerste. Wat het geword van God eerste op 'n Sondag, voor ek al my ander dinge gaan doen? Ons het 'n commitment gemaak, God eerste. Wie onthou dit? Of droom ek? Die 18de Januarie
het ons gepraat oor visie, is ek reg? En ek het gevra, wie is gereed om te stap met die visie? En weet jy wat er daardie môre gebeur? Die hele gemeente het opgestaan. Kan jy dit onthou? Of het ek dit gedroom? Nou ek vra u dan nou vanmôre, wat maak u met al die woord wat uitgaan? As jy niks aan my doen nie. Ons kan nie meer passief wees nie. Ons kan nie meer onaangeraak deur die koning gaan nie. En die vraag wat ek vanmôre vra is, het u nog 'n begeerte om aangeraak te word deur die koning? Dat hy sy hand in jou lewe uitsteek, om jou al meer na sy beeld te verander. Het u nog daardie begeerte? Wanneer laas het jy in aanbidding gekom en gebuig voor die koning? Wanneer laas het jy 'n aanraking van die Heilige Gees gehad? Ek is klaar, ek het afgelewer dit wat die Here gesê het. Nou is dit vir jou om te besluit, wat gaan jy daarmee doen? Touching Jesus is all that matters. Maak nie saak wie langs jou sit nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Fokus op Jesus. Wat gaan jy maak met hierdie woord? Kom ons maak ons oor toe. Ek wil vra, niemand kyk rond nie. Nie die oomblik. Jesus, ek steek my hand in eie boesem. Ek kyk eers na myself. Ek het 'n aanraking van U nodig, Here. Dan wil ek jou nooi om jou hand op te steek. Baie dankie. Reeds gaan hande op. Ek het 'n aanraking van die Here nodig. Om anders uit te stap, is daar nog mense? Ek is oortuig in my hart, daar moet meer as dit wees. Nou wil ek jou nooi, terwyl die oë gesluit is, ons altaarwerkers, kom asseblief. Nou wil ek jou nooi, om 'n stap verder vir Jesus te gaan. Jy staan nie op voor my nie, jy staan op voor die koning. Jy vanmôre wat hand opgesteek het, wil opstaan in jou sitplek. Here, ek het 'n aanraking van U nodig. Jakob het gesê, ek sal U nie laat gaan, voordat U my nie geseën het nie. Meer mense, daar is meer mense, die Heilige Gees wys my, Here, ek het 'n aanraking van U nodig, ek kan nie meer so aangaan nie. Neem vrymoedigheid en staan op in jou sitplek. Terwyl Adrienne vir ons gaan sing, ek gaan nog een keer 'n uitnodiging maak. Enige iemand wat nog wil opstaan om te sê, ek het 'n aanraking van die Here nodig. Once you have touched the Master, your life will never be the same again. Dan vra ek dat jy vorentoe kom. Die voorkom staan, ons altaarwerkers gaan saam met jou bid. Ons gaan jou bedien terwyl Adrienne vir ons sing. Halleluja, halleluja. Here, laat ons hier uitgaan met daardie lied wat sê, touching Jesus is all that matters. Once you have met the man of Galilee, your life
will never be the same again. Here, ek verklaar guns en ek verklaar seën oor elke een in hierdie gebou vanmôre, dat jy ons hart en ons gedagtes gevange sal neem, dat ons nie vergeetachtige hoorders sal wees en die uitstapping vergeet nie, maar dat ons sal uitgaan en daders van die woord sal wees. Ek verklaar deurbraak en guns en seën oor hierdie week, Here. Ek verklaar oorwinning oor hierdie week, dat ons die mense sal wees wat in Gansbaai se strate loop, as die aangeraaktes deur die krag en deur die salwing van die Heilige Gees. En ek sê vir U dankie dat U uitkoms gee daar waar nood is, dat U sal voorsien waar 'n behoefte is, dat U werklik waar elke man en elke vrou in hierdie plek, elke kind in ons kinderkerk, elke jeug in ons jeugdepartement sal aanraak met krag en met salwing en met vuur van die Heilige Gees in Jesus naam. And I speak the name of Jesus into your life over this week. You will be blessed in the name of Jesus. Hou ons getrou met ons oë op U gefestig en ons gee aan U al die lof en al die eer en ons sê dankie. Dankie Koning Jesus. Amen. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crown.